en welkom aan al ons getroue Marula Media kykers. Dit is vir ons heerlik om julle weer vandag hier te verwelkom vir ons regstreekse gesprek. My naam is Paul Maritz, ek is van Solidariteit Jeug en ons sien dat hierdie regstreekse gesprek ontsettend gewild is. Ons waardeer dat julle by ons inskakel en vandag se onderwerp, miskien meer as enige vorige gesprek, is wêreldwyd op almal se lippe en ons noem hom groen lig en gevaarligte van enstofpasse. So ek gaan 'n bietjie agtergrond gee. Die Departement van Gesondheid het verlede week gesê hulle oorweeg enstofpasse vir die wat die COVID-19 enstof ontvang het, om hulle in staat te stel om kultuur- en sportgeleenthede en ander openbare byeenkomste by te woon. Lande in Europa doen dit reeds en groot versekeraars soos Discovery het vir ons aangedui dat lede heelwat voordeel sal trek indien hulle ingeënt is. In dieselfde asem sê die regering dit sal onbillik wees om inentings verpligtend vir Suid-Afrikaners te maak, maar is hierdie nie tog 'n vorm van indirekte druk nie, so vra baie mense. Nou ja, tot watter mate word Suid-Afrikaners se vryheid onderdruk indien hulle van 'n openbare ruimte verbied word omdat hulle nie ingeënt is nie? En wat is die gevolge vir plekke soos restaurante wat reeds soveel besigheid tydens die inperking verloor het en nie nog kliënte wil verloor omdat hulle nie ingeënt is nie? Selfs universiteite. Die vraag is, mag studente van kampusse verbied word as hulle nie hierdie enstof sou neem nie? Nou ja, ander mense redeneer natuurlik, dis 'n goeie aansporing vir mense om wel ingeënt te word, want hoe meer ingeënt is, hoe groter is die kans dat die pandemie beëindig kan word. En hier's twee kante en beide kante roep die term vryheid. Het my vryheid van keuse in terme van iets wat ek by myself laat inspuit, grense, soos dat die keuse my kan keer om te beweeg. Nou ja, dit is 'n sensitiewe gesprek en ek is baie dankbaar daarvoor dat ons vandag 'n regtige bevoegde paneel het, 'n paneel wat regtig baie hieroor dink en baie werk met die idee van risiko en die idee van vryheid en die idee van die gemeenskap. So op ons paneel vandag het ons vir Herman Pretorius, direkteur van die Freedom Advocacy Network. Herman, goeiedag, lekker om met jou te gesels. Goeiemiddag Paulus en Piet Morney, ek sien uit na 'n baie lekker gesprek oor 'n brandpunt onderwerp. Dat sê hy, en met brandpunt bedoel hy nie net die inspuiting nie. Ons sê dan ook aan Piet Mouton, hoofuitvoerende beampte van die PSG groep. Goeiedag Piet, lekker om jou te gesels. Goeiemiddag Paul, Herman Morney en luisteraars. Hoop ons kan 'n sinvolle gesprek hê. Ek is seker ons sal, baie dankie Piet. En dan laaste maar nie die minste nie, kollega van my wat net die ander kant sit, Morney Malan, kommunikasiehoof by Solidariteit. Morney, goeiedag, lekker om vir die hoeveelste keer vandag met jou te gesels. Middag Paul, middag al die kykers, baie dankie vir die geleentheid, ek sien ook uit na 'n baie sinvolle gesprek. Dis sy, nou kom ons spring weg. Piet, jy het onlangs 'n brief geskryf in die media waarin jy gesê het, en ek vertaal, dis my eie vertaling, maar waarin jy sê, as jy nie ingeënt is nie, behoort jou toegang tot restaurante en openbare parke, winkelsentrums, lughawens, besighede, opvoedkundige instellings ensovoorts beperk te word. Nou, dit sou vir my klink asof jy hier ietsie voor staan soos 'n enstofpas. Jy weet dat mens natuurlik kan reguleer of iemand ingeënt is. Kom ons vat 'n treukie terug en vra eers vir mekaar, wat is volgens jou 'n enstofpas? Hoe sal dit werk om te sê dat hierdie toegang, waarvan jy ook in die brief praat, beperk sou word? So hoe dit in die res van die wêreld werk wat enstofpasse het, dis 'n digitale bewys. So die regering het klaar bewys van almal wat reeds ingeënt is, soos iets wat jy op jou foon kan hou. Ek weet daar is ook probleme daarmee want almal het nou nie slim fone nie, maar die bewyse staan in die vorm van 'n QR-kode. So by enige instelling waar jy instap, scan hulle slegs jou QR-code en as dit bewys het dat jy die enstof gehad het, dan kan jy inkom. Dis sover ek het verstaan. Dit is eintlik 'n baie eenvoudige prinsip. Jy weet, as ons dit gehad het, dan het ons miskien vol stadiums gehad met die leeutoetse wat onlangs was, wat ons net een keer elke 12 jaar kry. Dis 'n goeie voorbeeld. Want is onmiddellik, almal kyk, dit kan nie nagemaak word. Jy weet, dit help nie as hulle loop rond met hierdie papiertjies wat ons almal gekry het. Ek meen om daai ding na te maak gaan 3 sekondes vat met 'n kleurprinter. So dit moet 'n elektroniese bewys wees waarop dit is. Dis hoe ek dit verstaan. Dankie Piet. So in terme net van dat ons net heeltemal seker is ons praat oor dieselfde ding. Herman en Morney, hoe ek verstaan wat Piet sê,
is met ander woorde, daar gaan vir mense wat die enstof ontvang het, en dit sal tipies die geregistreerde enstof wees wat op hierdie stadium deur die regering toegedien is, 'n tipe van 'n digitale bewys wees wat nie vervalsbaar is nie, wat amptelik deur die regering geverifieer word. En as jy hierdie digitale bewys het, dan sal jy toegelaat word by sportstadions, sal jy toegelaat word by kultuuraktiwiteite en dis meer. Ek dink die plekke waar jy toegelaat word is miskien deel van 'n latere gesprek. Is julle gelukkig daarmee dat ons dit aanvaar as ons definisie? Ek dink in terme van of dit digitaal of dit fisies is, gaan ons nie te veel in diepte ingaan nie. Dit maak tog sin om te sê dat dit digitaal moet wees, maar miskien is dit nie heeltemal die fokuspunt vir vandag se gesprek nie, so ons kan dit so aanvaar, tensy Herman, jy anders voel oor dit. Ja, nee, Paulus, ek dink een ding wat ons moet duidelik maak net is watter liggaam sit agter hierdie enstofpasse. Dit is 'n belangrike kwessie net om hier uit te pleis of Piet ten gunste is van regeringsmandaat. Jy weet net wie is die regspersoon of persoon wat agter hierdie pas staan om te sê hy's geldig of hy word afgedwing. As ek mag bemiddel, Piet, mag ek dan voorstel dat ons tot jou definisie byvoeg dat die regering die enigste en die primêre mandaat het om hierdie digitale verifikasie te gee. Die rede hoekom ek dit voorstel is maar net omdat enstof op hierdie stadium deur die regering sou loop en dat dit ook die praktyk is in die buiteland. Of sou jy 'n alternatiewe voorstel hê dat 'n mens byvoorbeeld vir sekere mediese fondse ook die toegang gee om hierdie verifikasie uit te reik? Of sou jy dink dit maak nie te veel saak nie? As die regering dit kan doen, dan stem ek heeltemal saam. Dit is mos nou om 'n sentrale punt laat almal deur dieselfde plek gaan. Ek sal ook 'n voorstander wees dat groot en goedgekeurde mediese fondse vir jou dieselfde kan uitreik. Ek is nou toevallig by Discovery en ek moes my mediese nommer ingesit het toe ek my enstof gekry het. So hulle het 'n rekord. Hulle behoort vir my reeds 'n digitale QR kode te kan gee. Goed, heeltemal reg. So ons het die idee van 'n digitale QR kode wat vir elke persoon persoonlik is en uniek is, en dit kan uitgereik word, miskien hoofsaaklik deur die staat, maar dit kan ook uitgegee word of gesemineer word deur groot mediese instellings wat dalk 'n tipe van 'n akkreditasie het. Ek dink nie ons hoef te veel dieper daarop in te gaan nie, sal natuurlik by die meriete van die kwessie kom. Herman Morney, kan julle met 'n knikkie dalk vir ons wys as julle instem of as julle wil ietsie byvoeg? Goed, Herman sê hy's rustig. Morney, wil jy graag iets byvoeg? Ja, Paul, ek dink die kruks van die saak is nie so seer waar die verifikasie lê nie, maar eerder waar die polisieering van toegang lê. So die vraag is nie noodwendig wie gaan bevestig of jy nou ingeënt is al dan nie, maar eerder wie gaan bepaal watter persele mag jy betree en watter nie. Mens kan jouself voorstel dat daar sekere gevalle is waar die besighede of die stadions of hoe dit ook al sê, waar hulle self kan besluit jy weet wat die voorvereistes is vir toegang tot hulle perseel, of mens kan bestel hê waarin die regering eintlik maar vir al hierdie private liggame dwing om sodanige paspoort dan nou te vereis van al hulle klante. Ek dink dit is dalk net een punt wat mens oor klaarheid kan kry. Goed, ek sou dink dat daar moontlik dat dit vir my eerder lê by die meriete van jy weet wanneer ons by daai punt kom, so ek dink ons stem al reeds saam oor wat is 'n enstofpas, want die vraag is dan aan wie word dit gewys en in watter manier tree hulle op. So ek sou dink kom ons kom terug na daai punt toe. Ek dink daar sal ruim geleentheid vir daai gesprek wees. Nou ja, verskoon tog as dit so 'n bietjie formeel en formalisties klink. Ek dink maar net dis baie belangrik dat ons nie verby mekaar praat nie, veral omdat hierdie kwessie elke liewe volwassene in hierdie land gaan raak en miskien al reeds raak en wêreldwyd so groot kwessie is. Nou ja, waar ons dan nou min of meer 'n naby genoeg idee het oor waarvan ons vandag praat, kom ons gaan 'n bietjie in by oorhoofse, kan ek sê, breë stellings. Herman, ek gaan vir jou geleentheid gee om vir ons weg te spring met jou gedagte, en ek weet julle is van verskeie instellings, maar ek maak ook die aanname jy praat nie noodwendig namens jou instelling nie, behalwe as julle spesifiek dit noem, so ons kan dit vandag so spesifiek noem. Herman, so as Herman klaar is, gaan ek vir eers Morney en dan Piet geleentheid gee om ook by te las of te verskil van Herman. So kom ons pak die tafel lekker wyd uit. Herman, jy kan gerus wegspring. Baie dankie. Ek moet sê dat ek spiet dankbaar dat hy hierdie oop brief geskryf het.
want dit het waaragtig, ek dink 'n gesprek ontketen, maar iets wat Piet in sy brief uitlig, waarmee ek heeltemal saamstem, is dat hierdie ekonomiese oorweging het. So ons moet kyk na die ekonomiese komponent van hierdie debat. Nou, ek is so ten gunste van enstowwe soos die volgende persoon. Dis is my posisie in vandag se debat is nie, of vandag se gesprek is nie gebaseer op of ek dink enstowwe werk of nie werk nie, of dit die teken van die duiwel is of nie. Ek dink net dat daar soos 'n diep gesprek hierso oor waar lê die grense van die staat en waar lê die grense van basiese individuele vryheid. En ek moet sê dit is kommerwekkend om Piet se stuk te lees. Want terwyl hy geldige punte maak, dink ek daar soos 'n onderliggende dreigement wat ek dink hol klink, besonder hol klink, want veral as ons gaan kyk na hierdie as 'n ekonomiese kwessie. Piet in sy stuk maak dit uit asof die Suid-Afrikaner wat durf hulle liggaamlike integriteit, hulle reg tot vryheid en hulle reg van keuse probeer uitoefen, nou paal moet staan vir die ekonomiese krisis waarin ons is. Hierso is 'n paar dinge wat volgens Piet, mense wat nie wil ingeënt word nie mag doen nie. If they lose their right to complain about the state of the economy, they lose their right to complain. So, asof gewone Suid-Afrikaners die skuld moet dra dat ons ekonomiese toestand desperaat is, eerder as die regering en al korporatiewe aandadiges wat giftige beleid eenvoudig oorgeswyk het, terwyl hulle BEE-kontrak na BEE-kontrak jaag. If their business is struggling, they must accept they have contributed to its potential demise. So of dit die gewone Suid-Afrikaners se skuld is. Weer eens my refrein van bo. If there is more social unrest fueled by poverty and unemployment exacerbated by further lockdowns, they should know that they have failed to play their part in preventing it. Weer eens, so asof die maatskaplike druk en ekonomiese faktore hier rus op 'n groepie burgers wat hulle self nie wil inspuit met 'n saak nie. They should not complain about a lack of services, so asof dit die burger wat nie 'n enstof wil kry nie se skuld is dat dienslewering in ons land in 'n toestand is. They should not complain but accept lockdowns. Weer eens, so asof dit die burger se skuld is dat die Suid-Afrikaanse gesondheidstelsel nie gereed was om 'n krisis soos COVID-19 te hanteer nie. Ek kan aangaan, maar ek dink 'n tema kom baie duidelik hier uit, dat dit is baie valsig en amper braaf van mense soos Piet, om vanuit hulle posisies en entiteite naby aan die regering, jy weet, jou Netlabs van die wêreld. Ons het in die grondwetlike konteks, het ons artikel 36 wat aandui wanneer 'n reg beperk kan word. En een van die vereistes is dat 'n minder ekstreme of minder drastiese alternatief uitgeput moet wees. En ek wonder net soms of mense soos Piet mooi besef dat hulle het geleenthede as korporatiewe entiteit in Suid-Afrika laat verbygaan, wat die ekonomiese krisis, wat hy so maan, regtig sou verander het, as nie die krisis waarin ons tans vind nie. Ek dink dit is besonder waaghalsig om die Suid-Afrikaner te blameer vir kwessies van beleidsmislukking en chaos wat die afgelope 10 jaar kom. Hierdie is 'n ekonomiese debat, en dit is hoekom ek bly is dat Piet nou die geleentheid het om vir ons te sê, swart ekonomiese magtiging, positief of negatief, of is dit erger as die enstof? Voorgeskrewe bates, beter of slegter as die enstof? Watter beleide dwing ons tot hierdie drastiese inkortings van burgerlike vryhede? Dankie Herman. So Piet, net voordat ek vir jou geleentheid gee, Morney, ek het gesê dat ek hierna vir jou geleentheid sal gee. Ek dink Herman het wel baie direk verwys na Piet se brief, so ek dink dit sal Marite hê om natuurlik vir Piet eers te laat reageer. Piet, net voordat ek vir jou 'n oomblik gee, ons sê baie welkom aan ons honderde en honderde kykers. Ons is bly dat julle saam met ons ingeskakel is. Let asseblief daarop dat ons vandag glad nie gaan praat oor die effektiwiteit van enstowwe nie. Hier's 'n paar vrae en kommentare. Ons beweeg eintlik al verby dit. As jy die besluit gemaak het of enstof goed of nie is, in hoe mate behoort dit jou beweging te beperk. So ons gaan nie vandag oor enstowwe praat nie. As daar 'n groot behoefte is, sal ons dan 'n addisionele gesprek. Ek dink daar's baie hulpbronne oor dit. Solidariteit se verslag oor enstowwe behoort miskien 'n vertrekpunt te wees. Goed, Piet, Herman het 'n paar goed gesê. Hy het gesê hier word skuld van jou kant af op die burger geplaas met spesifieke verwysing. Sou jy daarop wou reageer? So, eerste Herman,
het nooit gesê dat die beginsels wat die regering toepas in terme van swart bemagtiging is reg of so nie. Ek het baie verskille al gehad met die regering oor die beleide wat hulle in plek gesit het. Ek wil net dan wel vir jou 'n stukkie lees, want ek is al beskuldig na my brief oor dat ek pro-inperkings is. PSG was die eerste maatskappy wat uitgekom het teen inperkings, en dit het ek tydens ons resultate April 2020, 23 April 2020, en ek lees vir jou, en dit is belangrik, net laat jy sien dat ons konstant was. Die inperking vir al die moontlike uitbreiding of versuim om beperkings voldoende te verslap, veroorsaak ernstige skade aan die oorblywende deel van ons brose ekonomie. Hoe langer dit neem om uit inperkings te kom, hoe erger sal dit wees vir elke burger van Suid-Afrika. Alternatiefelik, as ons 'n stelsel het waarmee ons in en uit sluitings beweeg, afhangende van die aantal infeksies, sal dit ook soortgelyke rampspoedige effek hê. Die enigste opsie is 'n voortgesette sluiting van bejaardes en verswakte mense totdat die virus voorkom of 'n enstof beskikbaar is, terwyl die ekonomie so naas moontlik normaal werk. Verstaan ons asseblief, ons redeneer nie ekonomie oor lewens nie, maar die waarheid is dat lewens onlosmaaklik verbind is met die ekonomie. Ons voortbestaan en welstand hang af van die vraag of hoe vinnig kan ons die ekonomie herstel. So ek wil net daar begin. Ek het al 'n jaar terug presies dit gesê. Hiermee sê ek nie, ons vat die stelling oor die klein besigheid. Ek sê nou maar jy het 'n baie klein restaurant of so, maar jy jouself besluit om nie in te ent nie. En hulle maak dit weer toe dat niemand restaurante toe kan gaan, en soos die mense vir my verduidelik, as hulle die drank toemaak, help dit amper nie het 'n restaurant nie. Dan is jy mos deel van die besluit wat die land toemaak, want die eenvoudige ding is, as te veel mense siek raak en die hospitale word oorstroom, dan het die land of die regering geen ander keuse om die land weer op te skort nie. Ek soek net 'n alternatief vir dit, want hy weet nie wat om te doen nie, en dan kom jy by die ander feite in daai brief, as mens gaan kyk na Groote Schuur, is niemand in intensiewe sorg, is almal die oningeënte mense. So ek sê, as almal inent, soos in Engeland, kan nie normaal aangaan, want die mense eindig nie op in die hospitaal nie. So ek wil net daarom sê, ek is teen klomp van die besluitnemings en die beginsels van die regering. Ek is besig om daai op 'n ander manier met hulle te adresseer, of te probeer adresseer. Is nie dat hulle vreeslik na my luister nie. So, jy weet, jy praat met hulle en dan die volgende dag gaan dit aan asof niks gebeur het in elk geval nie. So, dit is maar net so effektief. Ek sê maar net, van die inperkings gekom het 'n miljoen mense hulle lewens verloor. En as ons nie by 'n plek kom waar ons geen meer inperkings het, ek gee ook nie om, ons kan nou alles oopmaak, maar hulle gaan dit nie oopmaak as die hospitale vol is nie. So ek sê net, gee my 'n werkbare alternatief. En dit is hoekom ek pro inenting is, want die mense wat dan ingeënt is, kan aangaan met hulle lewe. Daai ou vieze restaurant sukkel. Die mense wat soontoe wil kom wat ingeënt is, moet ook kan sit tot laat, want ons is nie die mense wat in die hospitaal meerendeels opeindig nie. En dis wêreldwyd die geval, ongelukkig. So, om so emphasis as jy daai sinne van my lees op die verkeerde woorde te sit. Ek het daarom ook net gesê op die lack of service delivery. Ek weet daar's baie ander redes vir lack of service delivery, maar die regering is nog erger. As iemand in Johannesburg COVID kry,
dan maak hulle die hawe in Kaapstad toe. So as die regering moet die eerste mense wees wat opstaan en hulle eie mense forceer om ingeënt te word as 'n voorbeeld. So, Piet, ek gaan jou vra om saam te vat asseblief. Okay, maar ek sal sommer daar stop. Goed, baie dankie. Ons het nou 'n goeie geleentheid gehad om te hoor van Piet en van Herman. Baie dankie aan beide. Ek dink dit was 'n volledigheid eensetting en 'n baie spesifieke en direkte reaksie. En dit word waardeer. Ek moet sê op 'n persoonlike noot, ek het al baie debatte gemodereer en ek waardeer ook die hoflikheid wat julle teenoor mekaar toon. Ek dink dit sê heelwat. Dit is al 'n hele entjie in die debat en maar Morney, ek wil daarom vir jou geleentheid gee om 'n openingswoord te stel. Solidariteit het 'n baie volledige verslag oor enstowwe vrygestel en het ook 'n baie bepaalde standpunt oor enstofpasse. As jy dit dalk vir ons kan inlei asseblief. Ja, Paul, ek dink ons standpunt, ek dink jy het dit so 'n bietjie genoem aan die begin, dit is nie noodwendig wat ons debatteer op die oomblik nie, maar ons standpunt oor die inenting sigself is dat dit effektief is, dat dit doeltreffend is en ons moedig mense aan om die inenting te kry. Wat mandate egter betref en wat enstofpasse betref, dit staan ons nie, dit kan ons nie ondersteun nie. En dis vir 'n paar redes. Die eerste rede is eintlik en eintlik het niemand dit nog regtig genoem nie, maar dit is iets wat ek dink mense geringskat baie keer, maar dit is uiters gevaarlik om vir 'n staat die mag te gee om te kan 'n mediese prosedure afdwing op sy burgery. Of dit nou direkte afdwinging is en of dit nou indirekte afdwinging is, die oomblik wat jy vir die regeringe die mag gee om te mag sê wat jy in jou liggaam moet sit jy met reuse probleme. En ek dink mense onderskat baie keer hoe intiem die vraag rakende inenting eintlik is. Dit is letterlik 'n vreemde substans wat jy fisies in jou liggaam insit. So dit is iets wat persoonlik is en dit is iets wat mens nie sommer net kan afskiet as maar net 'n prik of so ietsie nie. Dan die tweede punt is maar net vanuit 'n doeltreffendheid perspektief en dit is dat geen suksesvolle land, geen land wat suksesvol was met die uitrol van inentings, het inentings afgedwing nie. Daar is dalk lande wat suksesvol was, wat toe daarna beweeg het na pas toe, maar dit geensins die doeltreffendheid van die inentings vermeerder nie. So daar is sekere lande wat dalk beweeg het na pas toe, maar meeste van daai lande was reeds op 'n redelike hoë vlak van inenting. En dit bring mense eintlik half by die ekonomiese vraagstuk. En dit is Piet het dit ook so half bietjie in sy antwoord aangeraak. Maar die inperking al dan nie en die impak wat die inperking het op die ekonomie is nie primêr geskoei op die virus nie. Dit is iets wat eintlik primêr 'n regeringsbesluit is. En mens kan nie die irrasionaliteit van die regering gebruik om te motiveer hoekom die staat dan nou ook mag mediese prosedures afdwing nie. En eintlik sien mense ook wêreldwyd dat die korrelasie tussen 'n hoë vlak van inenting binne 'n land en 'n terugkeer na normaliteit toe is eintlik besonder laag. Daar is sekere gevalle, daar is soos die Verenigde Koninkryk, daar is Denemarke, daar's uitskieters, maar dit is die uitsonderings. Meeste lande, selfs na 'n hoë vlak van inenting, is nou vandag lande soos Israel, lande soos Ierland, lande soos die Verenigde State, meeste lande wat van die voorste inenters is eintlik nou vandag op dieselfde indien nie 'n hoër vlak van inperking as wat hulle 'n jaar gelede was nie. So daar is geensins 'n waarborg dat inenting sal lei tot 'n oopmaak van die ekonomie nie. Die oopmaak van die ekonomie is 'n politieke besluit, dit is nie 'n inentingsbesluit nie. En dan die laaste punt wat ons net het is met betrekking tot 'n meer doeltreffende benadering. Ons glo dat 'n enstofpas is om mense te straf, is 'n manier om mense te straf en in plaas daarvan om diegene wat wel ingeënt word te beloon. So ons glo daaraan om eerder van die wortel gebruik te maak as van die stok gebruik te maak. En sodoende breek jy ook nie die vertroue van die burgery af in die proses nie.
Baie dankie Morney. So Herman, ek gaan vir jou geleentheid gee net om so 'n bietjie te verfris en vir die kykers wat nou aangesluit het. Ons praat natuurlik vandag oor enstofpasse en Herman Piet sê dat jy hom buite konteks neem en hy sê dat hy vra vir jou, is daar 'n ander alternatief? Is daar 'n ander manier wat jy kan voorstel? Wat sal lei tot 'n meer effektiewe uitkoms? Hoe antwoord jy op dit? Wel, ek dink dit is om so na Piet vandag te luister is amper om na iemand heeltemal anders as die outeur van hydag so op 'n brief te luister. Want niemand hier bevraagteken die effektiwiteit van 'n enstof nie. Ek dink Piet, jy, ek en Morney en Paulus dalk selfs jy sal mense aanmoedig om hierdie enstof te kry. Die vraag is nie, is daar 'n alternatief tot enstowwe nie? En ongelukkig is dit ook Piet die vraag aan my gestel het. So ek hoef nie alternatiewe enstowwe te gee nie, want ek soek nie alternatiewe enstowwe nie. Die alternatief is die mandaat, die dwingende faktor van wie kies om hierdie enstof te kry en wie. En dit is my baie interessant dat Piet, lyk dit my, vertrou mense genoeg om te besluit om hulle geld by sy besigheid te laat belê en te laat bestuur, maar hy vertrou hulle nie genoeg om te besluit wat se mates of wat se medisyne of stowwe hulle in hulle liggame moet inspuit nie. Ek dink daar is 'n ongelooflike gevaarlike element hierso, waar jy aan die een kant sê Piet in sy berig of in sy oop brief aan die einde, we urge you to please reconsider your choices carefully and get vaccinated. Maar dit is totaal skizofrenies teenoor die eerste gedeelte van die brief, waar dit glad nie aanmoediging is nie, dis dreigement. Mense kry hierso frases soos, you are free to choose, but you are not free from the consequences of your choices. Waar presies wil Piet die streep trek? As ek liggaamlike integriteit en die reg op privaatheid so goedkoop ag, Griet, mense wil amper voel dat Jimmy Creer oor Steve Biko se lijk kan staan en sê, hy was vrou om te kies, nou moet maar die gevolge van sy keuse op hom val. Dit is 'n drakoniese, leeg, goedkoop stukkie retoriek wat instaan in die plek van argument. Hier is 'n baie fundamentele kwessie op die spel, en ek stem saam met Piet dat dit ekonomies is, maar dan moet ons eerlik wees oor wat is die ekonomiese probleme in ons land, om so aan te gaan, asof 'n handjievol, ek weet nie eers hoe groot 'n handjievol, Suid-Afrikaanse burgers eenvoudig hulle liggaamlike integriteit in hulle eie hande wil neem, om hulle dan te gaan blameer vir die ekonomiese toestand waarin ons is, of om hulle die sondebok te maak vir die tekort aan ekonomiese herstel, is ek dink verregaande. Hierdie is nie 'n proses wat gister begin het nie. Ons is in 2019 na 2020 oor in hierdie situasie in 'n ekonomiese resessie. Die ekonomiese krisis in hierdie land, ek dink dit is absoluut onregverdig en braaf van Piet om te sê dat die ekonomiese krisis is toe te skryf aan hierdie mense wat eenvoudig wil kies wat in hulle liggame ingaan. Ons moet bitterlik versigtig wees wanneer ons 'n onderskeid tref tussen geforseerde enstowwe en die effektiwiteit van enstowwe. 'n Alternatief tot geforseerde enstowwe is om eenvoudig mense te vertrou soos wat jou firma die mense vertrou om by julle geld of besigheid of bates te belê of te doen. Ek kan nie verstaan hoekom vertroue net so ver genoeg gaan nie. En dis amper asof hier nou boelie-taktieke gebruik word, en ek dink dit is onsmaaklik. Waar, mag ek vra, was die sterk bewoorde oop brief aan president Ramaphosa, toe Suid-Afrika 6 maande agter die res van die wêreld was met ons enstofprogram? Waar was die streng en dreigende oop brief met die dreigemente ondertone en selfs boetone van minister Ebrahim Patel, toe hy die ekonomiese slagare hier en daar wat nog kon funksioneer onder COVID-omstandighede eenvoudig toeknyp? So as ons hier gaan praat oor enstowwe, dan moet ons werklik eerlik wees oor waar ons posisie is. So Piet, kom ek vra vir jou direk, waar trek jy die lyn? Jy het self gesê die regering is nog erger, nou wil jy vir hulle die mag gee om mense se gesondheid te moet begelei. Sou jy nie eerder sê, iets soos die vigsveldtog, wat grootliks suksesvol in Suid-Afrika was, wat suiwer gebaseer was op opvoeding eerder as dwang, meer suksesvol wees nie? Hoeveel duisende of selfs miljoene mense sou PSG nie kon bereik met 'n opvoedingsveldtog as hulle elke rand wat hulle spandeer het om regeringsamptenare te wine en te dine, nie dalk eerder gespandeer het op 'n opvoedkundige veldtog nie? Hoe sterk Herman, ek gaan jou vra om saam te vat. Is mense soos Piet bereid om sy geld te plaas daar waar sy mond is, of is dwang en die oorrompeling van burgerlike vryhede maar net ietsie wat maklik kan gebeur?
Asai Piet, voordat ek vir jou geleentheid gee, ons sê dankie vir Herman. Ek wil sê ek en Herman het mekaar gedebatteer op universiteit en hy was al baie kwaaier met my, so moenie sleg voel nie. Gepraat van 'n ligternoot, Marula Media tans 'n lekker grapkompetisies, vir die van julle wat lekker grap het, skryf dit gerus in. Terug na vandag se debat. Ons praat vandag oor enstofpasse. En Piet, Herman vra vir jou oor liggaamlike integriteit en hy sê dit word ondermyn. Hy vra vir jou waar was die kwaai bewoorde oop brief aan die president? En hy vra vir jou etlike ander besigheidsvrae. Hoe antwoord jy daarop? Nommer 1, Paul, ek is gemaklik met die Herman se trant daarso nie. Ek het nog nooit die mens van die regering gewine and dine nie. So moet asseblief nie daai beskuldiging gooi as jy nie weet wat die feite is nie. Ons het gesê ons gaan hierdie 'n redelike gesprek hou en ek dink daai is onder die beld. Ek stem saam. Herman, ek gaan jou vra om dit nie weer te doen nie. Goed, sal ons Herman vir jou geleentheid gee? Sal dit later doen? Ek die hele brief nou vir julle lees van wat ek 23 April laas jaar gesê het. Want jy sê ek skryf nie vir die regering 'n brief nie. So ek het daai brief in die publiek aan die president gelees, laat hulle notisie neem daarvan. So kan ons net sê laat ek sit hier op die kant en praat net met die mense. Ek het met die regering probeer praat op 'n publieke forum. So ek het dit gedoen. So jy kan my ook nie daarvan beskuldig nie. Ek het reeds vir jou gesê op baie van die beginsels stem ons nie saam nie, maar dit help ook nie elke keer ek gaan skryf want ek kry nie aandag nie. So die kere wanneer ek in of geleenthede het en ons werk daardeur organisasies soos die BLSA, hulle is die spreekbuis van besigheid in Suid-Afrika. Ek stem nie altyd saam met wat hulle gaan, maar hulle het 'n raad wat besluit hoe hulle die stappe met regering toe gaan. Aanvaar maar net dit is miskien die 100 grootste maatskappye wat sit op die BLSA en hulle besluit. Hulle het die spreekbeurt met die regering en hulle vat dit besmoontlik die boodskappe voor. Dit is maar wat ons het op die ou en van die dag. Ek het nooit ook gesê jy is verplig om jouself in te ent nie. Nee, jy kan maar gaan lees daar. Ek sê jy het 'n vrye keuse of jy ingeënt wil word. Maar as jy nie 'n groot genoeg groep mense van ons ingeënt is nie, gaan die inperkings hierso bly. Ek sê dit eenvoudig. En Herman, voordat jy my dood wil debatteer, ek het nie debat op skool gehad nie. Ek is 'n wiskundige van natuur af. So as jy dit oorkompliseer, ek sê maar net jy het 'n keuse, maar as jou keuse is om nie ingeënt te word, want jou keuse op hierdie stadium beïnvloed my vermoë om normaal aan te gaan en baie ander mense wat normaal aangaan. Ek gaan vir jou nog 'n stuk lees. Dit was deur professor Denodan, 'n Nieu-Seelandse epidemioloog en professor aan die Universiteit van Ottawa, die volgende gesê oor skending van regte. Ons maak reeds inbreuk op jou bewegings. Jy kan nie die grens oorsteek sonder 'n paspoort. Jy kan nie 'n motor sonder 'n lisensie bestuur. Jy kan nie sonder 'n pas met die bus ry nie. Jy kan nie die straat oorsteek tensy die lig groen is. Jy kan nie daar jaywalk like dit nie. Jy kan nie 'n nagklub betree tensy die ID sê jy's ouer as 18. Jy kan nie privaat eiendom betree en die universiteit is privaat eiendom tensy eienaars jou toestemming gee. Boonop kan jy nie heroïne in jou are inspuit nie, want dit is in stryd met die openbare belang. Jy kan nie so vinnig ry as wat jy wil nie, want dit is in stryd met die openbare belang. Jy kan nie op die sypaadjie ontlont nie, want dit is in stryd met openbare belang. En kan nie op die kampus kom sonder om ingeënt te word nie, want dit is in stryd met openbare belang. 'n Vrye samelewing is nie 'n samelewing met geen beheerste reëls of beginsels om orde te gee nie. As jy nie ingeënt wil word nie, het jy die vryheid om nie op kampus te kom nie. Terwyl ons kwansy se vrye samelewing is daar geen grens aan vryheid wat soms is dit in stryd met die openbare belang om absolute vryheid van individuele keuse toe te staan.
individuele keuses moet soms beperk word vir die openbare belang. Dit is een van die gevalle. Dis baie dankie Piet. Herman, voordat ek vir jou geleentheid gee, gaan so 'n bietjie die volgorde verander en net eerste vir Herman kans gee om te reageer. Herman, ek wil tog Piet se versoek net benadruk dat ons die gees van die gesprek in gedagte hou en dalk so 'n bietjie die vuur nie aanblaas nie. Hoe reageer jy op dit wat Piet nou voorgehou het? Dis hoe mens bly ons kan eerlik en opbie praat, minstens op in dieselfde trant as Piet in sy oop brief. Maar my vraag is dan net, al daai voorbeelde wat Piet noem, nie een van daai voorbeelde vereis van die regering om, as dit tot daarop uitloop, met die mag van die polisie in te gryp en 'n stof in iemand se liggaam teende wil in te spuit nie. Nou, as Piet sê dit is nie waarvoor hy ten gunste is nie, dan is dit 'n baie welkome verandering van sy posisie in hierdie besonder dreigende oop brief. Al wat ek dink meeste Suid-Afrikaners sal luister na hierdie gesprek en gaan my maats. Die regering met hulle netlakvennote en hulle korporatiewe aandalig vernietig die ekonomie vir 10 jaar. Hulle ondermyn dit deur elke moontlike beleidsfout. Hulle vernietig die gesondheidsstelsel. En omdat die ekonomie broos was, soos wat PSG uitgewys het wel gedaan, ek bly, julle was korrek daarso, maar omdat die regering die ekonomie opgeneek het, en omdat hulle die gesondheidssektor en ons infrastruktuur opgeneek het, nou moet burgers betaal met hulle regte. Ek dink dit is regtig nogals waaghalsig om nou op hierdie stadium te sê, na die afgelope 10 jaar wat ons gehad het, dat jy die regering meer mag wil gee. En of my debatstyl, dit is nie hier of daar nie. Ek dink daar is ons groter vraag is myne om te beantwoord van die mense wat glo dat dinge soos liggaamlike integriteit en privaatheid ekonomiese insidentele elemente is. So wanneer ons kyk na die ekonomiese krisis, kom ons wees eerlik oor waar dit vandaan kom en wat dit gaan oplos, om dreigend en 'n boelie taktiek te gooi teenoor mense wat eenvoudig, of ek moet hulle saamstem of nie, wil beheer wat hulle in hulle liggame inspuit. Nou, ek dink ons kan redelikerwys die res. Dankie Herman, jy het so 'n klein bietjie afgesny daar, maar ek dink ons het die belangrikste punt gekry. Morney, ons het baie bepaald standpunte. Piet hou vir ons voor, ook uit bronne uit die buiteland, en praat weer oor sy brief, en Herman wat in daai spesifieke opsig ook sy bepaalde punte gemaak het. Wat is jou posisie oor dit wat hier gesê is? Wil jy graag iets bylas? Ek hoor graag van jou. Paul, ek dink ons moet ook voor ons aangaan daarna, dalk moet ons net eers weer definieer wat hoe sukses lyk. Hoe lyk dit en hoe wil ons hê met ons inentingsprogram lyk en wat is die doel waarvoor ons inent? Ons moet onthou dat COVID gaan nie verdwyn nie. Ons gaan dit nooit uitwis nie. Ons gaan nog ten minste 5 jaar met COVID sukkel. Die vraag is, gaan ons normaal aanbeweeg te midde van COVID? En die vraag is, as ons dan nou oor 'n paar jaar weer moet 'n booster shot of hoe dit ook al sê, as daar weer so iets is wat moet toegedien word, wat die gesondheidsinfrastruktuur voorstel ons moet laat toedien, wat gaan dan gebeur met vertroue? Ons is die grootste risiko wat ons op die oomblik verloop is dat ons weens oorhaastigheid eintlik maar al die vordering wat ons gemaak het tot dusver laat tot niet maak. En ons moet verstaan dat daar 'n sekere persentasie van Suid-Afrikaners wat hulself nooit sal laat inent nie. Ons moet weet daar gaan diegene wees wat net ongeag wat nooit hulself sal laat inent nie. En wat ons doen wanneer ons mense se regte wegneem of wanneer ons mense se keuses wegneem of wanneer ons vir mense sê dat inenting word nou 'n voorvereiste om te mag deelneem aan verskillende goeders, is jy vervreem daardie mense. So jy sit aan die een kant met klomp mense wat ek is nou ook nie 100% seker oor die persentasies nie, maar ek dink dit is dalk minder as wat mense besef, van mense wat sê dat maak nie saak wat nie, hulle sal nooit ingeënt word nie. Maar jy vervreem nou basies almal in die middel. Jy vervreem almal wat eintlik letterlik volgens die woord huiwerig is. Mense wat getwyfel het, begin nou wonder hoekom is daar nou ewe skielik al hierdie maatreëls? Hulle kyk nog eers bietjie
kyk dit nog eers bietjie uit, hulle kyk hulle wag vir ander mense in hulle lewens om ingeënt te word en kyk wat die reaksie is. Maar nou wanneer daar ewe skielik die regering inkom en hulle sê nee maar nou gaan ons allerlei goeders wegvat en dis net vir diegene wat ingeënt is. Nou begin dit voel soos dwang. Nou begin dit voel, maar wag 'n bietjie, as die ding so effektief is en as ek nie hoef bekommerd te wees nie, hoekom moet hulle nou ewe skielik mense dwing om dit te doen? So ons is eintlik besig om met sulke tipe idees almal daar in die middel te vervreem. En dan is die ander ding wat ons ook met in ag moet neem. Soos ek gesê het, daar's 'n sekere persentasie van mense wat nie gaan inent nie. Om suksesvol te wees met inenting is nie om 100% van volwassenes in te ent nie. Dit is nie om 100% van die bevolking in te ent nie. Die doel, die enigste ding wat inenting eintlik kan bereik, is om ons op 'n punt te kry waar die hospitale en die gesondheidsorg in Suid-Afrika nie meer onder druk is nie. Dit behoort so hier om en by 50% na 60% volledig ingeënt is te wees. Dan is daar nie meer motivering vir 'n inperking nie. Dan kan ons die ander 40% van mense maar daar laat. Ons hoef nie elke liewe Suid-Afrikaner te druk en te dwing om ingeënt te word nie. En uit die aard van die saak is die ander ding ook, hoe meer jy sodanig druk toepas, hoe meer verhoog jy die weerstand teen die inenting en hoe verlaag jy die doeltreffendheid van jou inentingsuitrolprogram. So dis maar net daardie punte. Baie dankie Morney, ons waardeer dit. Nou ja, ek word herinner aan die woorde van professor Jordan Peterson toe hy vir Cathy Newman gesê het dat vir ons as 'n samelewing om vorentoe te beweeg, moet ons van mekaar kan verskil. En ek sê dankie aan die 3 gaste tot dusver vandag dat ons van mekaar kan verskil en hierdie kwessie kan uitpak vir die honderde kykers wat tans ingeskakel is en almal wat baie aktief deelneem en ook vir al die duisende mense wat na die tyd gaan kyk. Dankie dat jy ingeskakel het. Nou, Piet, hier kom van Morney en van Herman af bepaalde punte. So Morney vra, wat is die doel van die inenting? Want sekerlik, soos wat hy nou sê, 50-60% van mense ingeënt, dan behoort die druk op hospitale af te neem en dan is die groot behoefte spesifiek vir inperkings en so aan dalk aan die afneem en hy vra, gaan ons nie mense vervreem nie? En Herman sê dat die voorbeelde wat jy noem nie noodwendig spreek tot die liggaamlike integriteit van 'n enstof nie. Hoe wil jy op hierdie punt reageer? Ek gaan eers 'n paar ander vrae vra. Ek wil net vir Morney sê, ek dink ons land trek op so 20% ingeënt, so is baie ver van die 50% af. Groot rede vir die brief was, en ons kan seker nou debatteer oor die toon vir 'n baie lang tyd, en of dit die gewese uitwerk, het definitief die debat ontlont. Die vraag is net, 'n groot deel van die brief was gewees, die inentingstempo het verskriklik afgeneem. En jy weet op 'n kolle dit gelyk, ek wat 45 is, sou eers middel volgende jaar ingeënt gewees het en nou trek hulle al by 18-jariges, want ons land het die enstowwe gekry. So net om te verduidelik, ek is so kwaad vir die regering dat hulle nie die enstowwe vroeër gekry het, net op daai vraag. Hulle verduideliking was gewees dat die ryk lande het vooraf groot paemente betaal om dit te verseker. Ek kan nie daarop debatteer nie, maar ons het nou die enstowwe om in te. So daar moet daadwerklike baie groter deel van die bevolking ingeënt word. So ek wil net graag verstaan van julle af. Miskien kan julle dit vir my antwoord. As daar inperkings is, en weer eens gaan ek sê, ek was die eerste ou om uit te vaar publiek teen inperkings, of een van die heel eerstes. Skend almal se reg. So ek sê jy is vry om te kies of jy ingeënt te word. As ek ingeënt wil word, dan het ek 'n keuse gemaak om nie meer inperkings te hê nie. Dan wil ek graag aangaan met my lewe in 'n normale omstandighede. Want op die oomblik met 'n inperking is my regte geskend. So ek wil net vra, wat is die oplossing vir die ouens want ek gaan ook sommer reguit sê, ek wil nie net random goed in my liggaam inpomp nie. Maar jy wat op die kant bly sit, vra vir 50% van die populasie
om die kruis te dra namens jou, want jy sit op die kar. Hoe antwoord ons daai vraag? Ons het mos almal 'n verantwoordelikheid om saam te trek om uit hierdie epidemie te kom. Want Morne het gesê, en dit is die feite wat ek ook gehoor het, dis 5 jaar of dalk nog langer wat ons hiermee gaan besig wees. Tog sekerlik het ons almal 'n verantwoordelikheid om saam te dra aan die kruis. En as jy dan nie wil aan die kruis dra nie, of nie jou deel doen, soos ek dit daar so gesit het nie, dan gun dit vir die ander mense wat 'n besluit in die konteks gemaak het, in die konteks. En ek wil vra dat ons dit asseblief hou, die gesprek tot COVID, want ek kan nou elke keer traai antwoord, en ek het nie die antwoorde op al die ekonomiese vraagstukke nie, maar dit is, ek praat nou oor die extra miljoen mense wat hulle hulle werk verloor het, voor dit was daar 30% wat al reeds nie werk gehad het, so is 'n baie groter probleem benewens COVID. Daarmee stem ek 100% saam met Herman. Hier's baie groter ekonomiese kwessies. Maar hier is 'n ding wat redelik baie druk het op die ekonomie. En ons kan nie eers begin om die ander kwessies te adresseer as ons nie normale beweging weer het nie. So ek sê weer eens, as inperking skend almal se regte. As ons 'n skeiding begin maak tussen die wat ingeënt is en die wat nie ingeënt is nie, gee ons vir dies wat ingeënt het 'n voordeel. Ek sal graag wil hoor, hoe lyk die positiewe, want Morne het gesê, hy wil eerder vir die ou die carrot gee, eerder as die stick. Hoe lyk so 'n voorbeeld van 'n carrot? Want ek dink is baie dieselfde as 'n stick. Die carrot is vir my, ek kan na die leeustoets gaan kyk. Ek moet net nog steeds betaal, ek kry nie 'n kaartjie verniet nie, maar ek kan nog steeds gaan. Ek kan na 'n restaurant toe gaan. So in plaas van sê, jy kan nie gaan nie, sê ek net, jy kan gaan. Dis mos nou die carrot. Goed, baie dankie Piet. Herman, kom ons vat net spesifiek saam wat Piet sê is, jy weet, kom ons sit die toon van die brief tersyde en ons fokus nie daarop nie, dit vat ons nie noodwendig vorentoe nie. Hy sê die inentingstempo het drasties afgeneem en ek dink nie daarmee kan ons stry nie. En dat ons hierso moet kyk na 'n situasie wat tans aan die gang is. En baie spesifiek, hoe gaan ons aan? Ek dink dis die vraag wat ek Piet baie by jou hoor is, maar waarheen nou? Hoe gaan ons aan met ons toekoms? En die baie spesifieke vraag, wat is die oplossing? Herman, ek dink as jy dit kan aanspreek en Morne, dan sal ek na jou toe kom met hierdie vraag wat Piet vir jou stel. Jy praat van die wortel, hoe sal daai wortel vir jou lyk? Herman, ek gee vir jou geleentheid. Paul, in jou openingsaanmerkings op baie vroeg aan in hierdie gesprek, het jy uitgewys dat Discovery vreeslike voordele gaan heg aan hulle kliënte wat kies om aangeënt te word. Nou, daar's die wortel, net daar. Dit is heel eenvoudig. Ek bedoel, dit is as mense die wortel en die stok soort van gelykstel aan mekaar, dan dink ek nie jy ken die verskil tussen Usain Bolt en iemand wat weghardloop van 'n leeu nie. Die een hardloop na iets toe en die ander een hardloop van iets weg. Dit is fundamenteel twee verskillende goeders. So wanneer ons gaan kyk na wat al gewerk het om publieke deelname aan hierdie tipe goeders te verander, dan kan ons terugkyk op die vigsveldtog in Suid-Afrika waar antiretrovirale middels nooit verplig is nie, maar dit tog binne 'n kwessie van 10 jaar gelei het na tussen 92 en 94 afname van vigs moeder na kind oordrag. Daar was nie stokke betrokke nie. Wel, kom ons gaan nie daar nie, as mens eufemisties wil raak, was daar. Maar ons moet realisties wees oor die feit dat dit nie altyd nodig is om te dreig of te dwing nie, dat die positiewe saak gestel kan word. Ek kan nie meer met Piet saamstem dat die inentingstempo te stadig is nie. Maar wat my frustreer, is dat ek dink nie ons omseil daai probleem deur verdere antagonisme van blame en nie net toon nie, maar blaatante frases soos they lose their right to complain about the state of the economy. Ek dink dis hoogs onverantwoordelike gebruik van hierdie emotiewe taal, waar al wat mense eenvoudig hierso doen, is moontlik wys, moontlik onwys besluit wat hulle in hulle liggame gaan inspuit. Ek is 100% vir inentings. Moet my nie verkeerd verstaan as ek dit probeer sê nie. Maar daar is een manier om te sê ek is ten gunste daarvan dat almal broccoli eet en 'n ander manier
om te sê ek is ten gunste daarvoor dat mense wat nie broccoli eet nie net nie voordele kry nie, maar aktief voordele ontneem word, basiese vryhede. En ek dink ons moet terugkom by iets van privaatheid. In hierdie land het ons wetgewing wat mense beskerm om nie hulle HIV-status te hoef te openbaar nie. Hoe is hierdie anders? Ek dink ons moet baie versigtig wees wanneer ons van mense begin verwag om mediese inligting oor hulle self te deel, eenvoudig om hulle gewone bestaan te voer. Hoekom stop ons by 'n QR-kode op 'n selfoon? Hoekom stypel ons nie met elke persoon se mediese geskiedenis aan hulle skouer vas nie? Verstaan, waar betrek ons die beginsellyn dat daar is 'n element van die burger wat die staat gee nie om wat nie kan oorskry in terme van soewereiniteit nie. Inenting, shoppas, alipad, geforseerde inenting, iets heeltemal anders. Dankie Herman. Piet, ek gee vir jou geleentheid om te reageer. Ek wil net sê Herman, jy bring die hele tyd die vigs anti-retrovirals op. Dit is glad nie dieselfde nie. Die mense wat vigs gehad het nie my lewe beïnvloed. Ek was nie ingeperk as gevolg van die mense wat vigs het of nog gaan kry nie. Dit het geen invloed op my gehad, direkte invloed nie. Hierdie het 'n direkte invloed op my. So ons praat nie hier oor dieselfde ding nie. Net so het ek gesprekke gehoor, maar kom ons gaan vaar uit teen die mense wat oorgewig is. Ongelukkig mense wat oorgewig is of wat hulle eie ding beskadig, sit nie my in 'n inperking situasie nie. So ek wil nog graag weet, want ek dink nie die vraag is sorgvuldig genoeg beantwoord. So ons kan nie vigs vergelyk met nou. Ons word almal ingeperk, so my goed word in. Ek sê glad nie, jy moet geforseer te inenting hê. Ek sê net daar's gevolge vir jou besluit om nie ingeënt en ek dink nie daai vraag beantwoord nie. Ek wil glad nie enigiemand forceer om ingeënt te word nie. Ek wil net graag aangaan met my lewe. Dankie Piet. Ons sal Herman en Piet geleentheid gee vir goeie slotopmerkings hierna. Daar's eers net nog 'n gedeelte van die sentrale debat, Morney. Piet het aan jou gevra, hoe sal die wortel lyk waarvan jy praat? Nou Herman praat van mediese fondse wat belonings gee, maar ons weet dat mediese fondse nie iets is wat die meerderheid van die land noodwendig het nie. Het jy alternatiewe voorbeelde van hoe jy sou dink so tipe wortel of dan nou subtiele bevoordeling van mense wat wel die enstof kry sou lyk? Ja, dankie Paul. Ek wil dalk net eers begin net op die ekonomiese punt. Dit is so, dit mag wees dat ons, dit is verseker so, dat ons ekonomie het nie goed gevaar voor die inperking nie en voor die aankoms van die virus nie. Maar mens kan nie aanvoer dat die huidige traject is 'n funksie van van die voorafstaande beleid nie. Die feit is dat die beste stimulant, daar's nie 'n enkele regeringsprogram of enigiets anders wat ons ekonomie so sal stimuleer soos 'n opheffing van die inperking nie. Dit is op die oomblik die beste ding wat die regering kan doen om ons ekonomie ten minste weer ten minste op pad weer na sy voormalige traject te kry. Die ander ding wat ek ook net sal sê wat ek ook maar net kan sê ons beslis ook ervaar is dat dit is frustrerend om met die regering te werk. Dit is ongelooflik hoe die mate waartoe hulle self kan doofhou vir sommige feite. Nou, ek dink nie dat ons kan, gegeewe die onredelikheid van die regering en gegeewe die feit dat ons nie ingeperk wil word, nou ander regte wegvat nie. En as mens kyk na lande, ek stem saam, die vigsvoorbeeld is dalk nie 'n goeie vergelyking met die huidige situasie nie. Maar ander lande se benaderings is tog. En wat ander lande gedoen het is, hulle het nie gedwing nie, want dwang, dis net 'n blote vraag van doeltreffendheid. Ja, daar mag dalk pizza voordag gaan gevolge wees vir besluit of jy nou ingeënt wil word al dan nie, maar mense moet ook verstaan dat daar sal bepaalde gevolge wees vir so tipe beleid volg. En daar gaan heftige maatskaplike gevolge wees en dit gaan ongelooflike verdeeldheid in die samelewing saai. Nou, wat ons voorstel is eintlik maar net om die voorbeelde te volg van lande waar dit gewerk het. Sit sekere aansporings daar en aansporings verwys nie na regte nie. Mens kan nie regte gebruik as wortels nie.
As mens nou maar dink, iets soos die universiteit, mense het 'n reg tot onderrig. Jy kan nie mense se reg tot onderrig ontneem word en veral nie in 'n land waar ons al reeds 'n probleem het met onderrig en veral nie in 'n land waar ons al reeds 'n probleem het met werkloosheid nie. Jy kan nie daardie reg nou wegvat van iemand af en dit gebruik as 'n wortel om nou vir mense te sê hoor die man sal dit vir jou gee nie. Nee, dis nie iets wat in die eerste plek van jou weggeneem behoort te word nie. So die probleem bly die inperking. En daar is talle voorbeelde, addisionele goeders, afslag by winkels. Ek dink eintlik die mediese fonds voorbeeld is ook 'n goeie voorbeeld. Sulke tipe van goeders waar mense in hulle alledaagse lewe verbruikersitems of hoe dit ook al sê, jy weet, dat hulle sulke voordele kan geniet. Die ander ding is doeteenvoudig inligting en deursigtigheid. Dit is wat mense moet aan die mense versprei, want dit is ook op die oomblik die probleem is, mense se ervaring is dat die inligting nie deursigtig is nie, of dat hulle nie genoegsame inligting ontvang nie. Party mense ontvang bietjie te veel inligting en van te veel verskillende bronne, maar dit is ook nou 'n ander punt. En die derde een is vertroue. En hierdie gaan nie vertroue, en dis dalk die belangrikste een, is vertroue. En daar is op die oomblik alreeds 'n ongelooflike vertrouensbreuk tussen die regering en die burgery. En om vir die burgery nou te verduidelik dat die regering gaan jou toelaat om sekere van jou regte te geniet wanneer jy ingeënt word. Dit gaan nie vertroue aanwakker nie. Want die mense weet, dit is dieselfde regering wat in die eerste plek klomp irrasionele reëls gehad. Dit is dieselfde regering wat 6 maande gevat het om enstowwe te bekom. En dit is dieselfde regering wat beerdkrag en alles anders teweeggebring het. So bloot net vanuit die perspektief van doeltreffendheid. Dwang gaan nie laat ons vinniger ent nie. Dwang gaan laat ons stadiger ent en dit gaan net tot meer verdeeldheid in die samelewing versorg. Dankie Morney. Ek sê baie dankie aan die 3 deelnemers vandag. Daar gaan 'n geleentheid wees vir 'n slotwoord. So met ander woorde, as jy klaar is met jou slotwoord, sal jy nou nie weer kan reageer op die sprekers na jou nie. Ek dink elkeen se standpunt was baie volledig uitgepak en ek sê baie dankie vir die deelnemers tot dusver. Herman, ek gaan vir jou 90 sekonde venster gee. Ongelukkig is daar baie Marula Media kykers wat 'n uur uitgesit het hiervoor en ons wil getrou bly aan ons woord. Ek gaan vir jou 90 sekondes gee om vir ons saam te vat. Piet, dan kom ek na jou toe. Paar punte. Ek dink die vigsvoorbeeld moet mense nou baie nou bestek verstaan. Dit gaan oor die reg op privaatheid. Jou vigsstatus is jou nou om te weet. Niemand kan dit uit jou uitdwing nie. Nou wil mense jou COVID-status of jou inentingsstatus iets besonder privaat aan jou mediese geskiedenis uit jou uitdwing. Ek dink dit is problematies. Morney praat van inligting versprei en deursigtigheid. Wel, weer eens is my vigsvoorbeeld nie so ver verwyderd nie, want dit is presies wat die regering gedoen het. Hulle het nie soort van kondome aan mense vasgestypel nie, hulle het eenvoudig die voor- en nadele van hierdie keuses uiteengesit. Die punt is dat wanneer jy liggaamlike integriteit hoog aanskryf, wanneer jy 'n reg op privaatheid hoog aanskryf en wanneer jy 'n reg op vryheid hoog aanskryf, dan moet jy dit doen of dit nou gerieflik is of nie. En ek dink dit is veelzeggend dat Piet gesê het, maar vigs het nie my lewe bedreig nie. Maar Piet, ek is jammer, ander mense se handves van menseregte hang nie van jou lewe af nie. Dit is 'n basislyn van ons samelewing waarby ons eenvoudig moet bly. Die lank en die kort hiervan is, die regering misluk keer op keer, en nou, deur sprake van gemandateerde of geforseerde enstowwe, moet die burgers met hulle regte daarvoor betaal. Kom ons kry 'n werklike oplossing. Kom ons vertrou Suid-Afrikaners genoeg, soos wat Piet hulle vertrou om sy geld vir hulle of hulle geld vir hom te gee. Daar's vertrouensverhouding die hele wêreld oor. En ek dink ons sê baie dankie Herman. Dankie vir jy het jou 90 sekondes gehad. Baie dankie Piet. Ek gee vir jou geleentheid vir 'n slotwoord. Piet, jy is gemute. Ek dink ons het aanvanklik gepraat oor die inentingspas. So die argument gaan oor almal moet gelyke geleenthede hê in die lewe. So maak so 'n inentingspas nie 'n skeiding nie. So wat van mense wat morele of ander besware het om ingeënt te word? Is dit regverdig om hulle uit te sluit uit geleenthede? Dit is die vraag.
Die antwoord lê daarin dat die morele beswaarmaker teen inenting sy eie persoonlike redes moet verdiskonteer om nie ingeënt te word nie en eerder dink aan wat die beste vir die samelewing as 'n geheel is. Gegeewe die ongelooflike skade wat COVID-19 die afgelope jaar wat veroorsaak het, word die toenemende wyse vir die enorme sukses van enstowwe om sterftes te voorkom en die erge gevolge van die siekte, die veiligheid van enstowwe en die gelyke geleenthede om enstof te ontvang te versag, is dit baie moeilik wees om te argumenteer teen die konsep van enstofpaspoort vanuit die sluier van onkunde. So jy het 'n keuse en daardeur verloor jy jou aanspraak op regverdigheid. Baie dankie Piet. Morney, geleentheid vir 'n slotwoord. Ja, kyk, ek dink ons het nou min of meer ons standpunt verduidelik. Die ding is maar net die vraag daar is nog steeds die vraag rondom regte. Daar is nog steeds die vraag rondom tot hoe mate kan so iets regverdig word. En die ander punt wat ons eintlik nog steeds nie aangeraak het nie, is die feit dat geen land wat suksesvol was met die uitrol van inentings het dit verplig in die proses nie. En daar's 'n rede daarvoor. Dis omdat om te beweeg na verpligting toe is dit maak afbreek aan die doeltreffendheid van die uitrolprogram. En hiermee saam is dit ook net vanuit 'n maatskaplike perspektief dis nie wenslik nie, want jy sit met 'n klomp mense wat alreeds verskriklik opgestook is. Ons het almal al waargeneem hoe intens die debat kan wees tussen mense wat pro en anti is. Hoe gaan dit in Suid-Afrika word wanneer daar sekere regte is wat pro mense het, wat anti mense dan nou nie het nie, of wat selfs net huiwerige mense nie het nie. Mense wat dalk graag sou wou inent, maar nou ewe skielik voel hulle ongemaklik want daar's nou hierdie vreemde situasie waar dit gaan nie meer oor doen wat beter is vir jou nie, dit gaan oor doen hierdie dan sal ons vir jou hierdie bykomende ding gee wat ook eintlik maar net 'n reg is waarop jy by uitstek aanspraak het tot. Ek sê baie dankie aan die paneel vandag. Ons het gepraat met Herman Pretorius, direkteur by die Freedom Advocacy Network. Ons gepraat met Piet Meton, hoofuitvoerende beampte van die PSG groep en met Morney Malan, kommunikasiehoof by Solidariteit. Aan die 3 sprekers sê ek wel gedaan, julle het julle standpunte mooi uitgepak en julle het julle self gedurig deur verdedig. Vir jou as Marula Media kyker en leser, ons hoop dat hierdie inligting vir jou waardevol was om te bekom. Dankie dat jy ingeskakel het en dan gesels ons binnekort weer vir 'n volgende regstreekse gesprek. Totsiens.